Geliefdes in die Here, goeienaand en baie welkom weer by ons aandgodsdiens. Dit is 'n voorreg om vanaand weer saam met jou die woord van die Here te kan oopmaak. Ons gaan voort met ons skriflesing uit die Evangelie volgens Markus en ons gaan lees uit hoofstuk 3 vanaf vers 7 tot en met vers 12. Nou terwyl ons hier lees, let op die verskil, die kontras tussen die skare mense wat met hulle nood na Jesus toe kom en dan die bose geeste wat presies weet wie Jesus is en hulle optrede voor Jesus. Kom ons lees dan vanaf vers 7. Jesus het toe met sy disippels teruggegaan na die see toe. 'n Menigte mense het van Galilea af agter hom aangegaan, ook van Judea af en uit Jerusalem en van Idumea en van oorkant die Jordaan en van rondom Tyrus en Sidon af, het daar baie mense na hom toe gekom, toe hulle hoor wat hy alles doen. Weens die gedrang het hy vir sy disippels gesê om vir hom 'n skuitjie reg te hou, sodat die mense hom nie vertrap nie. Hy het baie mense gesond gemaak, sodat almal wat die een of ander siekte gehad het, hom oorval het om aan hom te raak. As mense wat van bose geeste besete was hom sien, het hulle voor hom neergeslaan en geskreeu, "U is die Seun van God." Maar hy het hulle baie uitdruklik belet om bekend te maak wie hy is. Hier eindig ons skriflesing uit die woord van die Here. In Johannes 5 vers 24 staan daar, "Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe." Ons sê dikwels en tereg dat ons Jesus nie net moet soek vir die brood wat hy kan gee, of die genesing of die uitkoms wat hy kan bring nie. Jesus het dit self ook per geleentheid vir 'n skare mense gesê. Maar hier kom 'n skare mense na Jesus toe met hulle nood, en Jesus verag hulle nie omdat hulle nood hulle na hom dryf nie. Hulle weet waarskynlik nog nie ten volle wie hy is nie. Markus sê, hulle het gehoor wat hy doen, en daarom kom hulle met die verwagting dat hy ook vir hulle sal kan help. En dan staan Jesus nie koud teenoor hulle aardse nood nie. Hy maak baie gesond, sê Markus. Ja, as ons liggaamlike pyn, ons bekommernis oor brood, ons verlies, ons magteloosheid as mense ons na hom toe bring, dan dryf hy ons nie weg nie, dan staan hy nie weg nie, hy tree nie terug nie. Maar dan volg in hierdie gedeelte die skerp kontras tussen hierdie skare mense wat mekaar verdring in hulle behoefte, hulle versigtiging om by Jesus uit te kom, en die mense met die bose geeste se optrede. Die skare kom uit alle windrigtings, hulle ken hom skaars, hulle het maar net gehoor wat hy doen, en nou verdring hulle mekaar om aan hom te raak. Maar die bose geeste, sê Markus, hulle weet presies wie hy is. Hulle sê, "U is die Seun van God." Maar wat maak hulle? Hulle wil met hom niks te doen hê nie. Al het hulle die kennis dat hy die Here is, word daardie kennis in hulle lewe nie 'n liefde vir God of 'n vertroue op God of 'n soeke na die genade by hom soos wat die skare sy genade kom soek nie. Al wat by hulle is 'n afkeer, jy kan amper sê 'n walging in sy teenwoordigheid, vyandskap teenoor die Seun van God. Die skare mense moes oorweldigend wees. Markus sê, hulle het Jesus oorval om net aan hom te kon raak. Is dit nie wonderlik dat Jesus hulle nood en behoefte nie gering geag het nie? Hy het nie weggevlug van die skare nie, hy het hulle nie weggestuur nie, hy vra nie eers van hulle 'n belydenis van geloof voordat hy hulle genees nie. Onvoorwaardelik het hy baie genees, sê Markus. Dit was juis aan sulke mense wat hom opgesoek het met hulle doodgewone aardse nood en behoeftes, dat Jesus telkens verkondig het, die koninkryk van die hemel het gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Ja, dikwels is dit ons gewone, ons aardse nood, wat ons weer ons afhanklikheid van die Here laat besef.
Natuurlik moet jy hom nie net ken wanneer jy in die nood is nie. Hy's nie 'n spaarwiel nie. Maar daar moet ook niks wees wat jou in jou nood en jou gebrokenheid daarvan weerhou om die teenwoordigheid op te soek van die Seun van God nie. Jou pyn, jou hartseer, jou verlies, jou gebrek kan juis dit word wat jou op jou knieë bring in die teenwoordigheid van die lewende God. Dalk is daar vanaand baie nood in jou lewe, behoeftes, siekte, gebrokenheid, hartseer, dinge waarvoor jy op jou eie net nie meer kan sien nie. Maar dalk is jy skaam om nader te kom na hom toe. Skaam omdat jy dalk al gehoor het wat hy kan doen, maar jy weet jy ken hom nie werklik nie. Of skaam omdat jy hom ken, maar jy het nou vir so lank ver van hom gelewe. Weet dit, die Here staan nie koud teenoor jou nood nie. Jy mag maar nader kom. Jy mag sy teenwoordigheid opsoek. Jy mag opdring om aan hom te kan kom raak, om tot by hom te kan kom, want in sy teenwoordigheid is daar nie net genesing en voorsiening en troos nie. In sy teenwoordigheid hoor ons ook altyd die woord van die lewe, die woord wat vir ons redding bring, die woord wat geloof in ons bring, wat vrede in ons bring. Soos daardie bose geeste mag jy dalk weet presies wie hy is, maar trots en sonde en vyandskap teenoor die Seun van God kan jou daarvan weerhou om voor hom te buig. Dan sal 'n belydenis dat hy die Here is niks beteken nie. Dit sal geen redding vir jou inhou nie. Nee, kom soos die skare. Kom in afhanklikheid. Kom met jou nood. Kom met jou totale menswees. Hy staan vir jou en wag. En hy staan nie koud teenoor jou behoeftes nie. Kom soek sy teenwoordigheid en kom hoor sy woord. Kom hoor sy roepstem om jou te bekeer en hom te volg. Want daarin lê 'n lewe van genesing en vrede vir jou tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Here, vanaand kom ons elkeen met ons eie lewe na U toe. U ken ons. U weet waar ons vandag was, wat ons gedoen het, waarin ons gesondig het, waarmee ons geworstel het. U ken ons vreugde en ons hartseer, ons opstaan en ons val. U ken ons lewenslus en U ken ons moegheid. Met dit alles, Here, kom ons vanaand na U toe soos die skare. Sommige van ons, omdat ons gehoor het wat U kan doen, ons ken U nog nie heeltemal nie, ander omdat ons U reeds as ons Here en God leer ken en vertrou het. Dankie, Here Jesus, dat U nie koud staan teenoor elkeen van ons se aardse nood nie. U voorsien, U genees, U dra, U gee krag daar waar ons nie meer kan nie. Ons kom met ons leë hande en ons bid, Here, gee ons wat ons nodig het, om nie net gevoed en geklee en versorg te lewe nie, maar veral ook om met vrede voor U te kan lewe. Vader, hoor dan die gebed van elkeen wat vanaand saam bid. Bring ons tot rus in U teenwoordigheid, en wanneer U wil vir ons 'n ander pad is, as die pad van genesing of uitkoms waarvoor ons bid, laat ons dan vertrou dat U weet wat vir ons goed is. Here, laat U wil geskied, vandag en môre en elke dag, totdat U seën uit die hemel kom. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.